Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. Ons gaan voort met Jesaja, ons is by Jesaja 23, besig met die oordeel oor Tyrus en Tarsis. Die ding wat ons moet onthou is dat hulle was handelaars wat met hulle skepe die wêreld deurdryf en baie goed gedoen het. Hulle was geweldig hoogmoedig in dit. En dan kom die verskriklike oordeel en dat die plekke verwoes word. Ons vra maar wie dit gedoen, dan kom die antwoord dat dit is die Here wat dit gedoen het, oor hulle hoogmoed. En dan in vers 10 kom die oordeel verder oor hulle. Bewerk jou grond soos by die Nyl, dogter van Tarsis. Daar is geen skeepswerf meer nie. Sy hand het hy oor die see uitgestrek. Hy het koninkryke laat bewe. Die Here self het 'n opdrag gegee oor Kanaan, dat sy vestings verdelg moet word. Hy het gesê, jy sal nie meer uitgelate wees nie, onteerde maaglike dogter van Sidon. Die Keteërs, as jy gereed maak, na hulle oorvaar, ook daar sal jy geen rus hê nie. Kyk die land van die Galdeërs, die volk bestaan nie meer nie. Assirië het dit vir die woestyndiere bestem. Hulle het beleertorings opgerig. Hulle het die land se vestings gesloop, dit 'n bouval gemaak. Wie klaag handelskepe, want julle toevlugsoord is verwoes. Op daardie dag sal Tyrus vergete raak, 70 jaar lank, soos die lewensdae van een koning. Aan die einde van 70 jaar sal dit met Tyrus gaan soos in die lied oor die prostituut. Neem 'n lier, deurkruis die stad, vergete prostituut, bespeel dit goed, sing baie liedjies, sodat jy onthou word. Na verloop van 70 jaar sal die Here aan Tyrus aandag gee. Sy sal terugkeer na haar hoereloon. Sy sal oreer met al die koninkryke van die wêreld oor die oppervlakte van die aarde heen. Haar handelswins en hoereloon sal aan die Here gewy wees. Dit sal nie opgegaar of weggesit word nie, maar aan hulle wat in die teenwoordigheid van die Here woon, sal haar wins behoort, sodat hulle genoeg kan eet en pragtig gekleed kan gaan. Harde woorde wat ons eintlik ook nou in die kerk gebruik, wat die Bybel gebruik om haar te beskryf. En dan sê jy, na die 70 jaar, so wat gebeur het, is dat die Babyloniërs het ook hulle heeltemal ingeneem en verwoes. Maar na 70 jaar, wanneer die Babyloniese ryk val, dan sal Tyrus weer kan besigheid doen en weer handel dryf, maar die wins en die geld gaan nie aan hulle self behoort nie. Dit gaan na iemand anders toe. En hier staan na hulle wat in die teenwoordigheid van die Here woon. Wat ons hier moet hoor, is dat die toekoms, en dalk hier was dit regtig nog die verre toekoms, regtig oral in die Here behoort. As ek nou vandag hierdie lees en nou weet ek wat gebeur het in die geskiedenis, dan het ek ook hoop vir ons eie toekoms. Want ek weet my toekoms is nie in die hand van 'n regering wat ek nie vertrou nie. My toekoms is in die hand van God wat ek my hele lewe vertrou. En ek glo met my hele hart dat God vir ons 'n roeping hier het. En daarom is my lewe en my toekoms in sy hand. Amen. Here almagtige God, dankie dat ons ook hierdie teks mag lees vanoggend. Dankie vir ons reis deur Jesaja. Help ons om die profeet beter en beter te verstaan, tot eer van u heilige naam. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.